praat ek op Sondag aand. Baie welkom in my podcast en baie dankie dat jy saam luister. Dis amper April maand en dan is dit net mooi 2 jaar gelede dat ek begin het met hierdie podcast. En ek moet sê, ek het regtig in die 2 jaar die ongelooflikste mense ontmoet en die wonderlikste gesprekke gehad. En as jy onlangs eers op my podcast afgekom het, gaan 'n bietjie terug in die argief en gaan kyk met watter wonderlike mense ek almal gepraat het. Ek het verlede week al vertel dat ek besig is om 'n nuwe kinderboek te skryf en hierdie week wil ek vertel van 'n wonderlike geleentheid wat ek nou gekry het om oor een van my ou kinderboeke te praat. Die byeenkoms vind plaas op die 9de en die 10de April en ek praat die 9de. En dit is deel van die South African Children's Literature Festival wat by die Universiteit van Kaapstad gehou word onder die leiding van Darryl Davids. En ek gaan daar vertel oor my kinderboek Die Leeutemmer se Assistent. En ja, die boek is ook in Engels beskikbaar as The Lion Tamer's Assistant. Ek wil graag vandag vir julle vertel hoe dit so ver gekom het dat ek die boek geskryf het. Toe ek klein was, het ons daar op Alma in die Bosveld groot geword. En agter ons huis was daar 'n treinspoor, waar daar so 2 keer 'n dag, hoogstens 2 keer 'n dag, 'n stoomtrein verbygekom het. Ja, ek het nog groot geword in die dae toe daar stoomtreine was. En ons het verskriklik graag op die treinspoor geloop. En dit was die eerste saadjie van die storie oor die Leeutemmer se Assistent. En die tweede saadjie was dat my ma was in die koshuis op Nylstroom Hoërskool. En sy het vir ons altyd vertel hoe daar 'n leeu in 'n hok agter die koshuisgronde gehou is. En dit was 'n leeu wat die sirkus daar gelos het. Dit was 'n ou leeu en hulle wou hom nie verder saamvat nie. Nou die twee saadjies het my aan die dink gesit en toe het ek gaan navorsing doen en toe agtergekom dat Pygel se sirkus en 'n hele paar ander sirkusse deur die land getoer het per trein. Toentertyd, toe daar nog stoomtreine was en toe die treine nog geloop het. So hulle het daai hele sirkus op die trein gelaai en daar het hulle dan gegaan. En hulle het baie ver gereis, baie dikwels deur die hele Suid-Afrika op deur wat toe bekend gestaan het as Rhodesië tot in wat toe bekend gestaan het as Noord-Rhodesië, daar by die myne, het hulle oral gaan sirkus hou. En so het my storie begin. Maar as jy meer wil weet, dan gaan jy die boek moet koop. Kyk 'n bietjie, hy is beskikbaar by Lapa Uitgewers en hy is ook by Amazon te koop. So gaan loer gerus. Vandag gesels ek met Anita Heil. Anita is 'n kommunikasiekundige wat daarin glo om 'n saak kort en kragtig en op 'n baie reguit manier aan te pak en af te handel. En ons praat oor hoe sy in hierdie wêreld van kommunikasiekundiges beland het. En 'n groot deel van hierdie gesprek gaan oor Suid-Afrikaanse paaie. En jy sal nou dink, ag nee, verskriklik, al die potholes en al die aaklige dinge. Maar Anita vertel waarom die tolpaaie so belangrik is in Suid-Afrika en wat die konsessiehouers van die tolpaaie doen om hierdie paaie begaanbaar te hou vir alle Suid-Afrikaners om op te ry. Lekker luister. Jy werk vir jouself en hoe het dit nou gekom dat jy vir jouself werk? Ek het ons het mekaar mos nou maar by die SAIK leer ken. So ek was daar. Ek het kommunikasiekunde geswat. Ek het begin met regte maar net baie vinnig eintlik besef dit soveel as wat dit my interesseer en my werklik geïnteresseer, is dit nie 'n beroep wat ek wil volg nie. Dit is net nie, dis my te swart en wit. Ek sien die verskillende
vlakke van klere en so aan. En so dit is net nie 'n beroep wat ek wil volg nie. Maar ek is nooit spyt dat ek dit aanvanklik geswat het nie, want dit het bly waarde toevoeg in my lewe. Dis kennis wat vir my nog altyd waarde toegevoeg het. So toe het ek kommunikasiekunde gaan doen, wat ek eintlik altyd wou gedoen het. En daai jare, toe ons geswat het mense gesê, ag, dis nie 'n beroep nie. Ja, ek onthou dit baie goed. Wat gaan jy daarmee maak? Jy weet, dit My is pa dis was nie 'n een beroep. van hulle. Ja, maar ja. En maar ek het toe nou die stryd gewen en ek het dit toe nou gedoen. En toe was my eerste werk by Eskom of Eskom, soos daai tyd was, om kragbemarking te doen. Dit was vreemd. Ek het nie daar uitgehou nie. Baie kortstondig was ek daar en toe ek oor SAIK toe. En dit het vir 'n hele klompie jare deur die oorgang van Suid-Afrika na demokrasie toe, na nuwe Suid-Afrika, was ek daar saam met julle. En toe rede my oudste kind skool te begin gaan en so aan, toe hier in die laat 90's. Toe begin ek besef, of vir my dit gevoel dat ek gaan baie moeilik, daai tyd het ek nog by Goeiemôre Suid-Afrika gewerk en die oggendprogram. En ons werksure was eienaardig. Ons het die 2 in die oggend begin werk en 9 uur klaar gemaak en so aan op die nuuslesenaar. En dit was alles goed en wel as jy 'n kind by die het, want dit is eintlik baie lekker. Bedags as jy dan by jou kind. Maar ek het besef ek gaan dit nie kan volhou nie. Daai tipe van werkswyse nie. En toe is ek weg. Toe het ek werk gekry by 'n agentskap, 'n skakelagentskap, openbare betrekkinge, wat ook nie vir my lekker was nie. Ek was so 'n paar maande daar, 4 maande daar, toe weet ek hierdie ding gaan ek nou nie kan doen nie. Die pakkies, die snyerspakkies en daai tipe dinge werk nou nie vir my nie. En ek dink as mens jou tande gesny het in 'n omgewing, in 'n journalistieke omgewing, in 'n nuuskantoor tipe omgewing, is jy's nie meer uitgeknip vir daai tipe rol nie. Nee. So dit was nie vir my baie lekker nie, maar daar het ek 'n ou ontmoet, Calvin Henry, hy was die hoof van openbare betrekkinge van Roche Pharmaceuticals. En op daai stadium het Suid-Afrika vreeslik geslukkel met hulle grense wat oopgestel is en dwelms wat ingestroom het. Nie net onwettige dwelms nie, maar ook farmaseutiese middels wat oor ons grense gestroom het en wat misbruik word en so aan. En waar daar nie eintlik na isolasie, waar daar nie eintlik voldoende kennis was rondom die chemiese samestelling van goeders en hoe dit werk en die interaksies van goed nie. En Roche Pharmaceuticals het toe saam met die Aptekersvereniging van Suid-Afrika, het hulle toe 'n veldtog begin met die naam van DrugWise, wat hulle sosiale Roche Pharmaceuticals 'n sosiale verantwoordelikheid projek was. En hulle het besluit, aptekers is eintlik die beste geposisioneer in die gemeenskap in daai stadium. Ons het nog nie soveel kommersiële groot apteke gehad nie. Dit was meer die kleiner apteke, maar as Ja, dis reg. Mens vergeet dit. Nou, dit was elke klein aptekertjie het 'n apteek gehad. Ja. Hulle ken hulle mense en hulle ken die mense wat instap en hulle ken die gesinne en hulle is eintlik goed geposisioneer in die gemeenskappe om mense leiding en van raad te bedien en om te identifiseer as daar probleme is en om te verwys en so aan. En dit is eintlik waar dit ontstaan het. So toe sê hy vir my, kom werk vir my, want hulle het 'n half iemand gesoek wat 'n bietjie van die nuus journalistieke agtergrond het en so aan. En ek is toe weg daar, ek het toe nie vir Roche gewerk nie, maar ek het toe 'n kontrak gekry om vir die daai kleinhandelsaptekersvereniging te werk, die community pharmacists, die klein aptekies, hulle organisasie, hulle lede-organisasie saam met Roche. En toe het ek vir hulle begin werk en daar het dit toe nou van die een ding na die volgende gelei. En dit was my wonderlik. So dis nou baie jare terug, alles wat meer as 20, 25, 26, 27 jaar terug al. Het ek eintlik vir myself begin werk. En het ek op 'n kontrakbasis gewerk, soos wat almal nou eintlik doen na COVID. Toe was dit relatief ongehoord dat jy nou 'n beroep kan volg en jy werk van die huis af. Maar ek het dit by hoek op by kroeg reg gekry en ek is so dankbaar daaroor. Want toe kon ek by die huis wees, ek kan 'n beroep hê, ek kan 'n inkomste verdien, maar ek kan ook daar wees as my kind
cricket speel op 'n middag en dan kan ek bietjie gaan kyk en dan kan ek en natuurlik selfone, die beskikbaarheid van selfone, die feit dat jy oral kan beskikbaar wees enige plek, het dit ook verander. En ja, so het ek toe nou vir myself gewerk, ek het toe mettertyd vir die Aptekersvereniging van Suid-Afrika gewerk, vir hulle baie werk begin doen. Ons is deur die hele proses met die minister van Gesondheid destyds en die prysbeheerregulasies en deur die regsprosesse om dit te doen en tot in die Grondwethof en die sake gewen. En so daar het ek altyd half die openbare deel daarvan hanteer, die nuusdeel, die inligting, die verspreiding van inligting om ons samelewing bewus te maak van kwessies wat hulle raak. Wat soos in hierdie geval nou wetgewende kwessies en hoe dit impakteer op hulle en dit was baie tegnies. Die medisynepryse regulasies en so en wat destyds gepromulgeer is. En mens moes die burgerlike samelewing eintlik ingelig hou oor hoe hierdie goed werk en wat die impak daarvan is en wat die tegniese aard daarvan afbreek in verteerbare inligting. Ja, dat die gewone ou op die straat dit kan verstaan. Dis reg en mense het hulle ondersteuning was ontsettend belangrik in daai proses, want andersins as dit sou deurgaan soos destyds die voorstelle was, sou dit ons toegang tot medisyne drasties verander het. Die beskikbaarheid en die toegang wat ons het tot medikasie en gesondheidsorg in Suid-Afrika baie verander het toe. So dit was deel van die proses en daar het dit maar van een na die volgende ding gelei en so werk ek nou maar nog vir myself al die jare. So wat doen jy op die oomblik? Wie werk jy nou? Ek werk op die oomblik vir die N3 tolpad, N3 Toll Concession. Ek is mettertyd is ek toe nou by die Aptekersvereniging weg en toe het ek betrokke geraak by Trans-African Concession en dit was die N4 tolpad wat gegaan het van Pretoria af oor tot in Mosambiek en ek is toe van 2013 is ek daar afgelê en toe is het ek vir N3 begin werk as 'n kontrak. Onder andere, ek het verskeie ander goed tussendeur gedoen, maar dit is nou ja, so dit het vir hulle begin werk en toe ek sê ek het van pensioenfondse tot IT-maatskappye al verteenwoordig met goudmyne gewerk en allerlei interessante anderste tipe kliënte. So daar's tussendeur, maar op die oomblik is die N3 Toll Concession of die N3 tolpad is my ankerkliënt, sal ek nou maar sê. En ja, ek doen al hulle kommunikasie. So dit is die deel van die roete. Dis een van ons Suid-Afrika se natuurlik mees strategiese handelsroetes in Suid-Afrika. Ek doen net ons doen 'n 415 km gedeelte van die pad wat onder die N3 Toll Concession se bestuur is as 'n tolkonssessiehouer en ek hanteer die kommunikasie. Wat 'n pad is dit? Ons praat net eers oor die pad. Die deel onder ons, so dit is die deel wat van Gauteng af Durban hawe toe gaan. Okay. Dis die ons die deel onder ons bestuur is van Heidelberg af tot net ander kant, net voor Pietermaritzburg by Sedara. Okay. So dit is die 400 baie strategiese roete, baie besige roete met ons met die feit dat ons spoorlyne geaffekteer is in die mate wat dit geaffekteer is en so aan, dra ons hoofpaaie, ons nasionale roetes geweldige groot vrag. En dan veral die N3 na Durban hawe toe, wat ons besigste invoer en uitvoerhawe is in Suid-Afrika. So baie besig, gaan natuurlik ook na baie toerismebestemmings toe. Jy weet, dit is die hele KwaZulu-Natal se middellande, dis Vrystaat, groot dele van die Vrystaat word geanker, dit is die ruggraat van baie van die landbouroetes en sovoorts. So wanneer jy kommunikasie vir 'n tolpad doen, is dit baie interessant, hou nooit op nie, is 24 ure 'n dag. Wat sluit dit in van ongelukke tot krisisbestuur, tot as die pad gesluit is, ons het in September hierdie jaar, laas jaar in September het ons hierdie ding gehad van die pad wat gesluit is as gevolg van geweldige sneeu, mense wat vasgekeer sit op Van Reenenspas en dan raak dit naderhand humanitêre krisisse.
en is om al daai krisisse te bestuur. So dit is 'n aspek daarvan. En dan is dit met jou om ook kommunikasie te hê met jou gemeenskappe aan wat aan die N3 lê en wat dit betrokke mense is, besighede, kleiner gemeenskappe, skole, enige iets op wie 'n roete, 'n pad van daai aard 'n impak kan hê. Omgewingsgoeders, omgewingskwessies, sosiale verantwoordelikheidskwessies in die gemeenskappe, die ekonomiese ontwikkelingskwessies, al daai goeders is deel van die kommunikasie wat jy hanteer. Om met verskillende groeperinge te praat, met die Road Freight Association aan die een kant en die AA aan die ander kant, jy weet, en toerisme en vakansietye en al sulke tipe van goeders, al daai goed. Dit is ek sê altyd 'n pad is 'n lewendige organisme. Dit is 'n ongelooflike eintlik netwerk van interaksie, konstante interaksie wat plaasvind op elke vlak. En hierdie is nou 'n tolpad, so dit is van jou tolgelde wat jy tot die hulp wat jy verleen het langs die pad, tot jou interaksie binne in gemeenskappe en met verskeie sake vennote. En ja, so dit is wat ons doen. Ons het nou daai pad gery vir 'n stuk. Ons was daar by Verkykerskop. Ja. So het ons van Harry Smith af sê maar Johannesburg toe gery. So dis reg. Dit is deel van die pad, ja. En dit is presies dit. Ja, die pad is eintlik in 'n goeie toestand. Maar as jy kyk na die enorme hoeveelheid verkeer wat hy vat en veral die swaar goed, né, die groot trokke en dinge, dan kan ek my voorstel dat hy eintlik permanent daarom gebou sal moet word. Ja, jy kan nooit ophou om in 'n pad, as jy infrastruktuur, in die instandhouding van infrastruktuur is so ongelooflik belangrik. Dit is en jy kan nie stop nie. Dit is nie 'n ding wat jy moet stop nie. En in ons geval, in Suid-Afrika se geval, is dit ons ekonomiese aard. Dit is 'n baie belangrike ruggraat, soos ek net maar sê, van ons ekonomie. En dit moet in stand gehou word, dit moet bestuur word, dit moet in so 'n mate bestuur word dat jy soveel as moontlik, een van ons grootste kwessies is as verkeer stop, vir watter rede ook al, het sy omdat daar 'n massiewe ongeluk is, of daar is sneeu is. Jou idee of jou konsep van 'n bestuur van so 'n roete is om verkeer te laat bly vloei. Ja. Maar die oomblik as dit ophou vloei, vir watter rede ook al, is daar 'n ekonomiese impak, daar's 'n veiligheidsrisiko in terme van ander moontlike ongelukke, sekondêre ongelukke wat kan gebeur ensovoorts. Omdat jy na hawe toe gaan, is goeders baie tydsgewonde om die roete, jou vervoer na hawe toe is goed baie tydsgebonde ensovoorts. So dit is 'n baie groot taak van 'n konsessiehouer, daar's verskeie aspekte daaraan, maar van die grootste is om jou infrastruktuur te bestuur, in stand te hou, konstant in stand te hou, die heeltyd. Gras te sny, strepe te verf, padtekens in plek te hou, hierdie guardrails, ek kan nie nou onthou wat dit in Afrikaans is, om dit in stand te hou, so dit is 'n groot deel daarvan. Dan om die vloei van verkeer die hele tyd op die pad te beheer, so seker te maak dat daar nie vrylopende diere op 'n pad is nie, as dit gerapporteer word, om dit so vinnig as moontlik aangespreek te kry. Jy kan natuurlik nie oral wees die hele tyd nie. Om seker te maak, as daar ongelukke is, dat jy so vinnig as moontlik op die toneel kan verskyn, die ongelukstoneel kan beveilig, sodat daar sekondêre, en dat jy die nodige nooddienste kan inkry, so vinnig as moontlik, om daai toneel te bestuur en verkeer aan die vloei te hou. Dan om padverbreding te doen, om jou brûe in stand te hou. Dis 'n massiewe storie, beligting, daai katoogies wat jy in die pad kry, die tipe vat wat jy kies, die oppervlakte, die padoppervlakte wat jy kies, waar jy bietjie 'n oppervlakte met so 'n persentasie van asfalt en wat ook al moet hê,
om te keer dat daar op daai spesifieke area as dit reën, jy weet laat die bande nie gly nie. So jou vir padoppervlakte te kies om klank minder te maak. Ja, die Klank, geluid, ek weet jy, dis 'n groot ding in Nederland dat hulle ja, die pad op die vlakte jou is spesiaal besoedeling, teen jou geluid, ja. daai besoedeling. Mm. Ag om te kyk chemiese besoedeling, jy weet om dit te voorkom, om jou omgewingsimpak te bestuur wat 'n roete, 'n pad van daai aard het. Daar's soveel goed. Dit is 'n hele kosmos van goed wat met 'n pad daarmee saamkom. En dan sit mense, jy weet, en mense elke mens wat eintlik op daai pad is, vir watter rede ook al, het 'n storie. Ja, Elke trokryer het 'n storie, het 'n bestemming of 'n plek waar hy wil wees. Elke gesin wat op daai pad is met 'n vakansieseisoen het 'n storie. Elke kind wat in 'n bus is, het 'n storie. So, ja. en natuurlik al die mense wat gemeenskappe wat dan aan die N3 tolpad of enige pad dan ontwikkel en ontstaan en die ekonomiese groei wat plaasvind in daai gemeenskappe as gevolg van die pad. Ja. Ek wil nou Dis vra, jy baie- praat van konsessiehouers. So deel die staat konsessies uit vir dele van verskillende paaie en dan ouens Suid-Afrika het doen. 3 groot konsessiehouers. So dit is 'n public-private partnership, 'n PPP. Dis dit is die N3 tolkonsessie. Ons bestuur dan die N3 tolpad KwaZulu-Natal toe. Dan is daar Trans-African Concessions of TRAC. Hulle bestuur 'n gedeelte van die N4 tolpad van net oos van Pretoria, sal ek nou maar sê, oor al die pad verby Komatipoort, oor die grens in Mosambiek tot by Maputo hawe. Ja. Dan is daar nog ene, Bakwena, wat 'n gedeelte van die N1 en N4 in die rigting van Limpopo bestuur. Ja, die So hulle gaan hulle bestuur 'n rigting in die Limpopo tot op 'n sekere punt en dan 'n rigting na jemel, nou kan ek nie, Swartruggen se kant toe, jy weet daai kant toe, uit Noordwes se kant toe uit. Ja, Daar 'n rigting, Groot Mariko, dis wat ek nou probeer aandink. okay. Wat in daai rigting uitgaan. Dis dan Bakwena en die konsessies is toegeken vir 'n 30 jaar periode. O, dis aan lekker privaat lank. Baie, ja, om dit namens die staat te bestuur en al daai konsessies, Trans-African Concessions of TRAC was die oudste ene. So hy is eerste toegeken, kort daarna omtrent 'n jaar daarna is die N3 en dan weer nog 'n jaar soort van min of meer, ek is nou nie 100% seker oor my foute nie, is Bakwena. So die N3 se 30 jaar konsessie eindig in 2029. So is nie meer ver van nou. Word die pad volgens sekere kontraktuele ooreenkomste word 'n perfekte pad, sal ek nou maar sê kontraktueel, terugoorhandig aan die staat. Okay. Dit is, ek wil nou nie politiek praat nie, maar vir my lyk dit na 'n bedekte seën dat daar sulke konsessies was of is. Die konsessiehouers, die padkonsessiehouers in Suid-Afrika is uitstekende voorbeelde van hoe 'n vennootskap tussen die staat en die privaat sektor goed kan werk. Die konsessiehouers doen nie net waartoe hulle kontraktueel eintlik verbind is nie. Hulle gaan selfs verder in terme van, ek het nou in die afgelope maand het ek gewerk aan 'n jaarverslag rondom net die sosiale verantwoordelikheidsprojek. Wow. En dit gaan veel verder as wat die kontraktuele verwagting ooit was of is. En ons het uitstekende, ons nasionale paaie, hierdie nasionale roetes is uitstekende. Dit is van die beste ter wêreld. En as jy veral in ag genome die volume verkeer wat dit dra en hoe daai paaie lyk en hoe die En hoe lank, jy weet, dis enorme paaie. Ek dink ouens vergeet 'n bietjie. Ek bedoel, in Nederland is jy 200 km, dan is jy deur die land ongeveer, hè? Ek oordryf nou. Kom ons maak dit 400 km. Maar ek bedoel dit is so lank die een stuk van julle pad is. Dis reg. Dis massief. Dit is mind-blowing, ja. Ja.
Ja, ek kan nie die hoeveelhede, die kilometers afstande, maar onder SANRAL is nou die regering se agentskap natuurlik wat paaie bestuur, South African National Roads Agency Limited, SANRAL, is duisende kilometers paaie. Ek wil 10.000 kilometers paaie wat onder hulle bestuur is. So en paaie in Suid-Afrika is ongelooflik belangrik. Dit is 'n uiters belangrike infrastruktuur element van Suid-Afrika, juis omdat ons nie altyd op ons spoorweë kan saad maak nie, juis oor ons beperkte openbare vervoer opsies en natuurlik die groot afstande, die ontsettende groot afstande wat in hierdie land afgelê moet word. Paaie is ongelooflik belangrik. En hierdie vennootskappe wat die privaat sektor in die staat aangegaan het 25 plus jaar gelede, is absolute suksesstories. Dis uitstekend. Ek persoonlik is nogal bekommerd oor hoe die dinge gaan werk wanneer hierdie konsessies klaar maak en wanneer dit terug onder. Nie dat ek sê die staat nie die kapasiteit of die vermoë nie, maar ek dink net ons is aan 'n bepaalde standaard blootgestel en 'n bepaalde verwagting waaroor ons nie eintlik baie dink nie. Ons aanvaar net dit is so, jy weet. Ja, jy betaal tolgeld, maar jy kry kwaliteit en gehalte daarvoor. En ek dink ons het net begin om dit te aanvaar. Ons dink nooit eintlik daaraan dat daar 'n hengse industrie daar agter is wat baie fyn en noukeurig bestuur word om dit in plek te hou, daar te stel en in plek te hou en te verbeter. En dit is in die laaste deel van die konsessie wat mense nou gaan sien, gaan daar geweldige, byvoorbeeld aan die N3, gaan daar geweldige werk plaasvind, want jy het hierdie teikens waar volgens jy die pad dan gaan terug oorhandig aan die staat. Dis baie interessant, spannend, sal hulle in Nederland sê, spannende tye. Ek wil teruggaan na jou werk in die sin dat dis 'n lang tyd wat jy vir jouself werk. En dit is alles kontraktuele werk. En Suid-Afrika is 'n fickle place. Hoe aarde, wat het jy soort van 5 vinkpunte of 5 aanwysers van wat 'n mens moet doen om so lank te oorleef in die vryskut wêreld? Ja, ek dink toewyding is ontsettend belangrik. Ek dink wat jy sê jy gaan doen, moet jy doen. Ek dink dit is een van die goed as jy vir jouself wil werk. Enigiemand wat vir hulle self werk, sou vir jou sê jy werk waarskynlik baie harder as wat jy gewerk het wanneer jy vir 'n salaris werk. So ek dink dis toewyding is ontsettend belangrik. Ek is altyd beskikbaar. Dit is een van die goed wat my kliënte weet, ook natuurlik omdat jy in die kommunikasiebedryf is. So ek is altyd beskikbaar. Ook omdat ek krisiskommunikasie doen. Ek gaan nooit met vakansie wat jy my nie in die hande kan kry. Jy kan my 24 uur 'n dag bel. En ek dink dit is belangrik. So dit is die diens wat jy lewer. Dis 'n groot opoffering. Belangrik is. Dit is 'n groot opoffering, maar die voordeel daaraan verbonde is dat ek kan op 'n strand in Mosambiek sit en werk. En ek het weet. So jy kan solank as wat jy kontak het, maar dit beteken ook dat jy altyd moet sorg dat jy bereikbaar is. En as jy dan vir 'n bepaalde aantal ure nie bereikbaar gewees nie, dat jy plan B in plek het. So ek dink dit is belangrik, maar dis nou my bedryf. Ek dink nie dit is vir elke bedryf so nie. So die toewyding, die beskikbaarheid, dat jy doen wat jy sê jy gaan doen. Jou eie professionele reputasie is belangrik. En dat jy doen wat jy sê jy gaan doen, en you have to deliver. Ek dink dit is baie belangrik. Om fyn te luister. Ek dink jy moet luister na wat jou kliënt se behoefte is. Jy moet vergeet van wat jou idees is. En jy moet fyn luister na wat jou kliënt se behoeftes is en dan daarvolgens vir hulle gee wat hulle nodig het. So ek dink dis 'n ander aspek wat baie belangrik is. Goeie dosis humor.
om jou te dra deur die dae wat dit moeilik is. En jy moet maar 'n bietjie jy moet 'n bietjie bereid wees om 'n risiko te neem. Ek dink ek dink nie daar's sekere mense wat en dit is nie daar's niks daarmee fout nie, maar daar's mense wat baie beter funksioneer binne 'n struktuur en binne sekuriteit. En so aan. Ek hou nie daarvan. Ek hou nie daarvan om aan bande gelê te word nie. En as ek sê aan bande gelê word, bedoel ek moenie my vas inperk. Ek wil nie noodwendig van 8 uur tot 5 uur werk. Ek hou daarvan dat ek miskien vanaand kan werk en môreoggend 4 uur kan werk en dan 11 uur kan werk as ek toegelaat word om dit te doen. Dit werk nie vir almal. Maar dis waarvan ek hou. So ek dink daai buigsaamheid moet jy hê wanneer jy bereid is om vryskut te werk en nie almal kan of wil dit doen nie. En dit is alright. Maar en die ander ding is, maar jy moet selfgedrewe wees. Dis die belangrikste ding. Jy moet selfgedrewe wees, want as jy nie dit is nie, as jy nie weet, dis nou moet ek my boutjies op die stoel gaan sit en voor my rekenaar sit en nou moet ek werk en jy moet dit kan doen nie, dan gaan jy probleme optel. So ek dink dit is baie belangrik. Ja, dis maar min of meer waarna ek kan dink en dan is dit 'n groot hoop genade. Net genade dat daar altyd ietsie, altyd 'n ou werkie na my kant toe gekom het.